Die grafiek hieronder toon hoe die geïnduseerde stroom in 'n generator met tyd verander. Noem die soort generator. Kies uit wisselstroom of gelykstroom. Nou die feit dat die geïnduseerde stroom slegs positief is, beteken dat hierdie gelykstroom is. Noem die energieomskakeling wat in hierdie generator plaasvind terwyl dit in werking is. In 'n gelykstroomgenerator gaan meganiese energie omgeskakel word na elektriese energie. Die rede hoekom hierdie generator nie geskik is vir die transmissie van elektrisiteit oor lang afstande nie. Vir hierdie spesifieke generator sal die verlies aan energie te groot wees. Ons moet in ag neem die maksimum stroom is maar 1,2 ampere. Daar is egter toepassings waar transmissie van gelykstroom elektrisiteit wel oor lang afstande geskied. Dink maar aan die hoë spanning gelykstroomlyn vanaf Cahora Bassa na Suid-Afrika wat net minder as 2 gigawatt elektrisiteit voorsien. Maar dit sal nie moontlik wees vir hierdie baie klein generator in hierdie vraag nie. Bereken die frekwensie waarteen die spoel in die generator roteer. Kom kyk na ons grafiek. 'n halwe rotasie is by 0,01 sekondes, 'n volle rotasie is 0,02 sekondes. So die periode is 0,02 sekondes. Die frekwensie is 1 gedeel deur die periode, met ander woorde 1 gedeel deur 0,02 sekondes en dit gee vir ons 50 Hertz in hierdie geval. Nou net vir interessantheid, in Suid-Afrika is die standaard frekwensie van wisselstroom elektrisiteit ook 50 Hertz. So dit beteken die stoomturbines by Eskom roteer teen 50 Hertz, oftewel 50 rotasies per sekonde, oftewel 3000 revolusies per minuut. Definieer die term wortelgemiddelde kwadraatstroom. Die wortelgemiddelde kwadraatstroom is die wisselstroom wat dieselfde hoeveelheid energie verbruik as 'n ekwivalente gelykstroom. Bereken die wortelgemiddelde kwadraatstroom wat deur die generator gelewer word. Ons het die maksimum geïnduseerde stroom, ons deel dit deur wortel 2 en ons kry die wortelgemiddelde kwadraatstroom. So die wortelgemiddelde kwadraatstroom is gelyk aan die maksimum stroom wat 1,2 ampere is gedeel deur wortel 2. So dit is 1,2 gedeel deur wortel 2, met ander woorde 0,85 ampere. Die grafiek hieronder toon hoe die geïnduseerde stroom met tyd verander nadat 'n verandering aan die werking van die generator gemaak is. Bo is die oorspronklike uitset van die generator en die onderste grafiek is die uitset na die verandering. Beskryf volledig die verandering wat gemaak is. Aanvanklik is die periode 0,02 sekondes. En dit stem ooreen met 'n frekwensie van 50 Hertz. Nou word die periode verdubbel na 0,04 sekondes. Die frekwensie is 1 gedeel deur die periode, so dis 1 gedeel deur 0,04 en dit gee vir ons 25 Hertz. So daar is 'n halvering in die frekwensie en 'n verdubbeling in die periode. Maar let daarop, daar was ook 'n halvering in die geïnduseerde stroom van 1,2 ampere na 0,6 ampere. En wat is die rede vir hierdie verandering?
Die halvering van die frekwensie, die verdubbeling in die periode en die halvering in die geïndiseerde stroom het alles te maak met dieselfde verandering, naamlik die rotasiespoed wat halveer is.